Kom ons sluit die oë en bid saam. Here, hoe wonderlik is U naam. Here, hoe wonderlik is dit om te weet dat ons 'n lewende, almagtige Vader kan dien, kan eer en in ons lewens kan hê. Baie dankie Vader vir die geleentheid om nou vanoggend na U stem te luister. Maak ons ontvanklik vir dit wat U vandag vir ons wil sê. Help ons dan om dit nie net te hoor nie, om dit nie net te verstaan nie, maar dat dit ons regtig deel van ons lewens sal word, en hoe ons elke dag leef, elke dag opstaan, leef en gaan slaap. Dankie Vader, dat U hier is, by ons, met ons, en dat U altyd by ons en met ons sal wees. Amen. Ek lees vir ons vandag uit Openbaring uit. Dit is nie gewoonlik 'n boek of 'n teks wat ek vir myself sal kies om te deel nie, maar Stefan het vir my gevra, omdat hy tans in Turkye is en die 7 gemeentes waarvan Openbaring praat, die kerk in sy totaliteit, het hy vir my gevra, kan ek nie asseblief vandag Openbaring 1 doen nie, en dan wanneer hy terugkom, dan sal hy nou Openbaring 2 en 3 doen. So, dit is die rede hoekom ons vandag Openbaring 1 doen, 'n inleiding tot dit wat Stefan verder dan uit sy ervaring nou in Turkye met ons sal deel, wanneer hy terug is. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling, Openbaring 1, vers 1 tot 8. Hier volg 'n openbaring deur Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat binnekort moet gebeur. Hy het dit aan sy dienskneg Johannes duidelik gemaak deur sy engel wat hy gestuur het. Dit is hy wat getuig van die woord van God en die getuienis deur Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Gelukkig is die een wat dit voorlees en ook hulle wat die woorde van die profesie hoor en vashou aan dit wat daarin geskryf staan, want die bestemde tyd is naby. En dan is dit nou die aanhef van die brief wat Johannes dan skryf. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eersgeborene uit die dood en die heerser oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief het en ons deur sy bloed van ons sonde verlos het, wat ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir God, sy Vader. Aan hom kom die heerlikheid en die sterkte toe vir ewig en ewig. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, selfs hulle wat hom deurboor het, en al die volke op die aarde sal oor hom rou. Ja, amen. En dan hierdie ongelooflike woorde wat God self praat. Ek is die Alfa en die Omega. Die een wat is en wat was en wat kom, sê die Here God, die Almagtige. Die lewe werk in seisoene, is dit nie? Ons beleef seisoene van goeie gesondheid,
vooruitgang, wanneer alles sommer net voor die wind gaan. En dan kom daar tye, wanneer dinge so bietjie kop onderste bo is. Die gesondheid is nie meer so goed nie, die lyf wil nie meer nie, dinge by die huis gaan miskien so bietjie agteruit, geld word dalk min, vriende trek weg of verdwyn uit ons lewens, geliefdes word aan die dood afgestaan, druk by die werk is erger as gewoonlik, en partykeer voel dit soms so asof alles so gelyk in meer as een area van ons lewens nie meer lekker is nie. Dit voel dan soos 'n seisoen van verdrukking, met die klem op druk. En Johannes skryf die brief Openbaring juis in so 'n seisoen. 'n Seisoen van verdrukking vir die gelowiges en die kerk in Hebreë. 'n Seisoen waarin Johannes self vir sy eie getuienis oor Christus verban is na die eiland Patmos. 'n Seisoen waarin die kerk geweldige vervolging beleef as gevolg van die Romeinse ryk se reëls oor geloof en kulturele gebruike. In 'n poging om politiese en kulturele beheer oor hierdie verskriklike groot gebied te hê waaroor hulle nou mag het, beveel hulle dat keiserverering die nuwe geloof is. So nou moet almal die keiser aanbid as God. En dan is daar natuurlik ook die groot vrugbaarheidskultusse wat deel is van die Romeinse ryk. En as gelowiges is dit natuurlik onaanvaarbaar om die keiser te aanbid of om deel te neem aan enige praktyke van die aanbidding in die heidense tempels. En dit het 'n groot invloed op die gelowiges se alledaagse lewens. En nie net hulle geestelike lewens nie. Omdat hulle in Jesus Christus glo en daarom nie deelneem aan die Romeinse geloofspraktyke nie, kan hulle ook nou nie deel wees van verskillende arbeidspraktyke nie. Vandag sal ons dit vakbonde noem. Maar elke arbeid het ook sy eie God. So nou kan jy nie deel word van die mense wat bakkies maak of materiaal weef vir klere nie. Want jy is nie bereid om daardie God van kleedstof te aanbid nie. Maar dit eindig nie daar nie, dit is nie die enigste vervolging nie. Die Jode het ook die gelowiges uit die sinagoges verban, omdat hulle Jesus Christus erken as die Messias. So dit gaan 'n bietjie rof. In 'n tyd wanneer die meeste mense reeds onder die broodlyn leef en nou verre probleme beleef, wat doen ons God? Hy laat Johannes die brief van Openbaring skryf wat versprei moet word aan die Christene in die Romeinse ryk. 'n Brief wat se doel is om te dien as versterking, bemoediging en hoop vir die gelowiges. En vandag, wat van ons? Vandag behoort ons ook Openbaring te sien as 'n brief van bemoediging, versterking en hoop ook vir ons in ons omstandighede. Ek dink ons is nader aan die eerste woordes van Openbaring as wat ons dalk wil erken of besef. In Suid-Afrika word ons nie uit kerke verban nie, dit is so. Maar daar is beslis geslote lande in die wêreld waar ons medegelowiges, ons broers en susters in gevaar, geweld en vervolging leef. Juist daarom is daar organisasies soos FEBA en Geopende Deure om daardie broers en susters te bereik en te ondersteun. Selfs in Suid-Afrika is daar steeds nie mense wat Jesus ontmoet het nie. Ons dink vandag spesiaal aan ons span in Tugela Ferry.
wat besig is om te getuig van Jesus in omstandighede waar daar steeds 'n groot invloed is van kultuurgebruike wat nie ooreenstem met wat Christus sê in sy woord nie. Kom ek bring dit bietjie nader aan ons wat nou hier in Sanwoord Park sit. Die wêreldkultuur waar ons celebrities volg en 'n groot ophef maak van mense wat nie noodwendig geloofshelde is nie. Ons volg hulle op TikTok en Instagram en allerlei sosiale media platforms. Bring ons nie dalk te veel eer aan hierdie mense nie? Volg ons nie dalk die verkeerde mense en kanale in hierdie gemaklike digitale wêreld waarin ons leef nie? Miskien voel ons partykeer dalk dat ons anders moet optree by die skool of by die werk of in die samelewing sodat ons daardie bevordering kan kry of sodat die mense om ons kan aanvaar. En as ons dan so anders optree, is dit hoe ons behoort op te tree as ons getuig dat ons kinders van God is? So ja, Openbaring is beslis ook vir ons geskryf. En wat wil ons lewende, drie-enige God vandag vir ons sê? Waarvan moet ons bewus word of wees of raak? Dit is God die Vader wat vir Jesus die openbaring gee. En as middelaar gee Jesus die openbaring vir Johannes met die opdrag om dit neer te skryf. So kom dit by ons uit. Reeds in vers 1 word ons bewus gemaak van hierdie ongelooflike intieme verhouding tussen Jesus en die Vader. Alles wat die Vader vir Jesus gee om te deel, deel hy in gehoorsaamheid en in liefde met ons. En ons? Ons behoort in gehoorsaamheid aan Jesus. Met ander Jesus ook te deel waar ons ook al gaan. Nie net in woord nie, maar ook in daad. Maar daar is soveel ander ongelooflike, maar ek dink ek moet die woord verander, gelooflike dinge wat in hierdie inleidende teks tot Openbaring voorkom. In vers 4 groet Johannes die gemeente met die woorde: genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. Dit is 'n groet wat ek self vanoggend op 'n manier hier gebruik het. En miskien omdat ek baie lief is vir taal, gryp dit my geweldig aan nou dat ek besig is met Grieks ook. Genade kom van die Griekse woord charis wat verskeie betekenisse kan hê. Ons vertaal dit gewoonlik met die woord genade. Maar dit kan ook beteken guns, omgee, hulp, seën, weldaad, onverdiende goedheid. 'n Groet van die God wat omgee, ons te hulp kom, ons seën, aan ons onverdiende goedheid bewys. Vrede kom weer van die Hebreëse woord shalom. 'n Vrede wat ons verstand te bowe gaan. 'n Vrede wat nie wêrelds is nie. 'n Vrede wat iets bevestig van die heiligheid van ons lewende God. 'n Vrede wat dui op goedheid, goeie verhoudings en geestelike deelwees van God. Dis hoe ons gegroet word. En wat hierdie groepering van die Grieks en die Hebreëus so mooi maak, is dat dit saamwerk met die uitspraak van hom wat is en wat was en wat kom.
Dit kom van die Vader, die groot ek is, waarvan ons lees in Exodus 3 vers 14, toe Moses daar by die brandende bos 'n ontmoeting met God het, en vra maar, ek moet nou gaan praat, maar wie moet ek sê stuur my? En God sê vir hom, ek is, stuur jou. Jou hele bestaan en mens wees. God se hele bestaan. Dit is wie jou stuur. Die Vader wat moeite gemaak het met sy kinders in verdrukking eeue voor hierdie brief geskryf is. Die Vader wat steeds vandag by sy kinders is, in watter seisoen ons ook al beleef. Die drie enige God wat kom, die drie enige God wat in beheer is van die hele totale menslike geskiedenis, die Ou en die Nuwe Testament. Maar hierdie groet kom ook van die 7 geeste wat voor sy troon is. Die getal 7 is natuurlik 'n simbool van die volmaakte getal wat hier in hierdie konteks spesifiek verwys na die Heilige Gees in sy totaliteit. Dit verwys na God se heilige teenwoordigheid oral, oor die hele wêreld. Hier by ons vandag en by elke gelowige wat sy naam aanroep en ook op plekke waar daar nie gelowiges is nie. Dis God se aarde hierdie. En dan hierdie groet kom ook van Jesus Christus, ons Here. Die Here wat betroubaar is en deur sy aardse lewe getuig het van die liefde van God, wat uit die dood opgestaan het en nou in sy verheerliking regeer oor die konings van die aarde. En dis 'n bevestiging dat alle mag en krag kom van ons drie enige God. En hierdie is 'n ongelooflike mooi beeld van ons drie enige God. In Grieks word die woord perichoresis gebruik. En ek het gesukkel om 'n visuele prent te kry, dis hoekom daar op die skerm net die alfa en die omega is. Maar dit is hierdie vervlegging, amper soos ons middagstuk gedeelte van in pas met die lewende God. 'n Absolute vervlegging en intieme saamwees van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons het bevestiging daarvan wanneer ons byvoorbeeld lees in Johannes 10 vers 38 van Jesus wat sê die Vader is in hom en hy is in die Vader. En verder in Johannes laat ons in hom ook wees soos wat hy in ons is. En deur ons 'n koninkryk van priesters te maak vir God, word ons uitgenooi as gelowiges om deel te neem aan hierdie intimiteit. As priesters word ons die opdrag gegee om in diens van God te staan. As dienaars van ons drie enige God het ons die opdrag om in gehoorsaamheid aan hom te getuig, sodat ander tot geloof kan kom. En dis nie al wat priesters doen nie. Ons kan intree verander in gebed, deur ons ore by die mense te hou, maar ons monde by God. Ons is geroep tot 'n nuwe lewe met 'n nuwe roeping om in diens te staan van die enigste lewende God. Doen ons dit? Is ek en jy vandag bewus van hierdie taak? Is ons gehoorsaam? Tree ons in verander? Leef ons in en deur ons roeping? Of is dit iets wat ons sporadies doen? Op 'n Sondag? Of wanneer dit net geleë is? En hier in die inleiding tot Openbaring kry ons reeds
Die versekering van die hoop waarin ons reeds nou leef. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Die hoop van Christus se wederkoms wat ons bemoedig om in verdrukking en in moeilike tye te leef, omdat ons die lewende God van die menslike geskiedenis kan vertrou in sy liefde en in sy oordeel. God self is aan die woord, en ek het dit gesê toe ek het gelees het ook, in hierdie inleiding. Hy is die Alfa en die Omega. Die eerste en die laaste letter van die Griekse alfabet, die spreektaal van daardie tyd. En dit is 'n bevestiging van sy totaliteit. Die een wat is nou by ons. Die een wat was deur die geskiedenis, ons eie persoonlike verledes, en die een wat kom, waarna ons uitsien. En daarom kan ons sê, gelukkig is die een wat dit voorlees, en hulle wat ook die woorde van die profesie hoor en vashou aan dit wat daarin geskryf staan. In hierdie seisoen van jou lewe, waar jy jouself ook al bevind, weet dat die Almagtige ek is by jou is. Amen. Here, dit is amper te groot vir ons om te verstaan dat U wat so heilig is, wat so almagtig is, wat bo ons menslike begrip en verstand is, in liefde na ons kan uitreik, nietige, sondige mense, en kan sê, ek is by jou. Ek is lief vir jou. Ek het gesterf vir jou. Here, dit is iets wat ons bemoedig. Dit is iets wat ons laat besef hoe ongelooflik dit moet wees om in U teenwoordigheid te kan leef elke dag. Daarom vra ons, Here, dat U ons sal help deur U Heilige Gees. Dat ons dit sal besef, ons is elke dag in U teenwoordigheid. Daar is nêrens waarheen ons kan hardloop om weg te kom van U nie. En dan besef ons net, Here, hoe ongelooflik daardie genade en die liefde van U vir ons is. Dat ons kan vashou aan elke woord wat van U afkom. Omdat ons glo in U. En ons het dit gesing ook, Here, ons glo in U. Ons glo in die lewende God. Ons glo in die Alfa en Omega. Ons glo in die almagtige, drie-enige lewende God. Vader, in hierdie week en in hierdie dag wat vir ons voorlê, vra ons in nederigheid dat U ons sal help om waar ons ook al is, waar ons ook al heen gaan, dat ons in woord en in daad sal getuig van U liefde, van U almag, van U heiligheid, sodat ons ook priesters en diensknegte van U kan wees wat waardig is. Ons kan dit nie alleen doen nie.
Ons kan dit nie doen in afhanklikheid van U. Ons bid vir die Tugela span, dat U hulle sal gebruik om U naam groot te maak. Ons bid vir organisasies soos FEBA en Geopende Deure, dat daar waar lande se grense nog gesluit is vir U, dat daardie grense sal oopbreek, sodat die wêreld van U kan hoor. Sodat die wêreld, wanneer U kom, sal glo. Ons vra dit in die heilige naam van ons Here Jesus Christus. Amen.